Hoop is een van die mees kragtigste goed wat ons het op hierdie planeet. En ek wil vir jou 'n vers lees vandag en my gebed is dat hoop vir jou 'n werklikheid sal word. Terwyl ons dit lees, wil jy nie jou oë sluit nie en jouself hierdie werklikheid voorstel en inleef. Hebreërs 10 vers 23 verklaar: Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Die werklikheid is dat ons nie hoef te wag vir omstandighede daar buite eers om in lyn te kom voordat ons eendag kan hoop hê nie. Hoop is binne in ons. Dis in die persoon van Jesus Christus. Met jou oë steeds gesluit. Ek wil hê jy moet 'n diamant sien. Dink aan 'n diamant, so klein, maar is ongelooflik waardevol. Dit vat net 'n klein bietjie van hierdie diamant om regtig baie werd te wees. Nou wil ek hê jy moet daai hoop binne in jou ook so voorstel. Miskien het jy nie baie hoop nie. Al wat jy nodig het is 'n bietjie. En daai hoop is binne in die persoon van Jesus. Want Jesus is reeds binne in jou. Kom ons dankie Here nou vir die hoop wat hy binne in ons gee. En ons spreek dit uit saam met my. Jesus, dankie vir u hoop. Jesus, dankie vir u hoop. Nog 'n laaste keer. Jesus, dankie vir u hoop. As volgelinge van Jesus weet ons en vertrou ons dat hoop daar is, want die woord verklaar dit. Maar soms sit daai hoop so diep onder dit alles, dat ons in ons gevoelens en ons gedagtes funksioneer dit nie in die sfeer van hoop nie. Ons vers verklaar dat hierdie hoop binne in ons reeds is, omdat ons weet dat God altyd sy beloftes nakom. Ek gaan dit weer sê, God hou altyd sy beloftes. In die volgende oomblik gaan ek vir jou 'n paar van God se beloftes vir jou lees en verklaar. En na elkeen wil ek hê jy moet 'n oomblik stil bly. En ek wil hê jy moet vir 'n paar sekondes dit vat en oordink en die Here daarvoor dank. Dalk sê jy vir die Here, ja, ek glo dit. Miskien sê jy vir die Here, jy glo dit nie, jy sukkel. Of dalk sê jy vir die Here, ek wil dit glo. Die Here verklaar oor jou, ek sal vir jou rus gee. Die Here verklaar oor jou, ek is jou krag. Hier's nog 'n belofte van die Here. Ek is met jou. Die Here beloof jou, ek verwyder alle skuld en skaamte. Ek sal vir jou vrede gee. Ek sal jou antwoord. Here, so dankie vir u beloftes. Help ons, Here, om hierdie beloftes te glo en aan vas te hou. Laat dit nie net in ons verstand bly nie, Here, maar laat dit oorspoel binne in ons hart en ons gees, Here. In ons gedagtes, binne in ons emosies en dit wat ons voel, Here. Sodat ons die hoop kan vasgryp wat binne in ons is. En nou wil ek jou nooi om te bid vir iemand. Iemand wat jy weet hopeloos voel. Iemand wat jy weet vir 'n baie lang tyd deur 'n swaar en 'n moeilike tyd gaan. Dink aan 'n persoon spesifiek met 'n naam nou en kom ons bid vir daai persoon. Jesus, ek dank U, Here, dat U hoop binne in ons is. En Here, ons bid vir hierdie spesifieke persoon vandag. Jesus, ek vra dat U hoop binne in hulle sal opstaan. Here, as hulle 'n teken nodig het of 'n wonderwerk nodig het, iets bonatuurliks nodig het, Jesus, ons vra dat U sal ingryp in hulle situasie en hoop sal bring. In die naam van Jesus. Amen.